Daar is iets groters in jou en die vyand is besig om te probeer om jou aandag af te trek van daardie besondere, kan ek maar sê, roeping wat jy in jou lewe het. Daar is 'n saad wat gesaai is in jou lewe. Daar is mense wat vir jou gebid het en daar is ook 'n God in die hemel wat vir jou ontsettend baie lief is. En as jy dit besef, dan weet jy dat daar is ook 'n stryd in jou. En daardie stryd is 'n stryd tussen lig en duisternis. Dis 'n stryd wat sê, is ek werklik wat God sê, of is ek wat my omstandighede sê en wat die wêreld van my sê? Die realiteit van die saak is, daar's letterlik 2 stemme in jou lewe. En daardie 2 stemme praat baie hard. Partykeer skree die een van die wêreld en hy skree verwerping, hy skree afbreeking, hy skree dat jy's nie goed genoeg nie en hy sê dat jy sal dit nooit maak nie. Maar dan is daar ook in jou die saad van God, die onverderflike saad. Daardie saad se naam is Jesus Christus. En hy kom vandag en hy sê vandag vir jou dat jy is kosbaar, jy's waardevol, jy's gekoop, jy sit in hemelse plekke saam met Jesus Christus. En dis vir jou verstommend om te dink dat die Here aan jou dink. Dat die Here se genade daar is vir jou en dat hy vir jou aan die kruis gesterf het. En die vyand het verskillende strikke en ek gaan so 'n paar minute vandag met jou daaroor gesels en hoe dat jy die oorwinning van die Here kan sien en hoe jy daarin kan wandel. Ek vertrou dat die Here vir jou krag sal gee. Kom ek bid saam met jou vandag. Vader, ek dank U dat die plan van God, ek dank U dat die wil van die Here, ek dank U Here vir Jesus Christus se saad wat vandag in ons harte posvat. Here, dat dit sal groei en groei en groei tot oorwinning toe. Ek dank U Here vir die deurbraak. Here, die sleutel in hierdie gedagte is die voorsiening van God. En ons soek daarna, Here. Ons soek God se voorsiening in ons lewe. Ons soek U guns. Ons soek, Here, U teenwoordigheid. En ons vra dit in Jesus se naam. Amen. As jy saam met my kyk hier oor die strand, dan sien jy hoe dat die son daar in die verte opkom. Maar nie lang terug van hier af nie, was dit nog donker gewees. En hierdie donkerte is ook in ons lewens. En ek het 'n woord vandag vir jou om vir jou te sê, die son gaan weer skyn. Die seën van die Here is daar. En daar gaan weer son kom, daar gaan weer oorwinning kom, daar gaan weer deurbrake kom. Maar jy vra dalk die vraag en jy sê, hoekom is dit altyd iets wat nog gaan kom en ek het dit nie? Ek beleef dit nie, ek ervaar dit nie en as gevolg daarvan is daar vir my 'n bekommernis of dit enigstens die waarheid is. Is dit nie maar net, soos hulle in Engels altyd sê, it's a pie in the sky prediking en dit beteken niks regtig nie in die werklike lewe nie. In die werklike lewe is daar maar net pyn en ellende en allerlei uitdagings wat daarmee gepaard gaan. En ek wil dit so vir jou stel, dat ek glo ons moet hieroor praat. Want as ek en jy begin praat oor hierdie saak, dan sal ons agterkom dat daar is 2 waarhede. En ek weet, dis in jou gees. Jy ervaar dit in jou gees, dis daar. Jou gees sê vandag dat dis die waarheid. Daar is nie 'n ander waarheid in hierdie wêreld as Jesus Christus nie. Die waarheid is eenvoudig hy, 'n persoon. Hy wat buite die wêreld was, wat na die chaos van hierdie wêreld, die sonde van hierdie wêreld gekom het en vir my en jou oorwinning bewerk het. Daardie waarheid resoneer in jou gees, dit is daar in jou binneste. En jy weet, jy wil daardie pad loop. Daar's 'n begeerte in jou hart wat sê, ek wil graag aanneemlik wees vir die een wat my gemaak het. En dit is waar ek met jou wil praat oor die uitdagings van ons tyd. Want die uitdagings van ons tyd beklei teen hierdie gedagte. Ons sit met evolusie wat sê, daar is eintlik nie 'n God nie, dit is maar net die sameloop van die omstandighede wat gemaak het dat ons almal hier is. En waar kom ons vandaan? Wat is die doel van die lewe? Hierdie vraag probeer
evolusie beantwoord en hulle kan nie. Is nie in staat om dit te doen nie, want 'n mens is nie net 'n natuurlike wese nie. Ons is nie maar net 'n dier wat hier is en dan is ons weg nie. Maar daar is baie mense wat dit probeer sê. Mense wat soortgenaamde wysheid van hierdie wêreld het. En dan besef ek weer, as ek die woord van die Here lees, dat die Bybel uitdruklik sê dat die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God. Dit is net eenvoudig so. Dis 'n dwaasheid wat daar bestaan. En die Here wil hê ons moet wysheid kry en insig kry in die planne wat daar is in ons lewe. So daar's iets anders. Daar's iets anders in die Bybel. Daar's 'n ander verhaal as ons die Bybel lees. En inteendeel dis een van die, ek dink dis die enigste boek wat ek van weet, wat praat van 'n God wat lief is vir ons. 'n God wat omgee vir ons. 'n God wat sê, ons het iets besonders in ons lewe. En ek wil spesiaal met jou vandag daaroor praat, oor hierdie ander stemme. Die stemme van evolusie, die stemme van die wêreld, politiek en alles wat die wêreld daar buite bied. Dan wonder ek baie keer, is dit so dat God in my en jou lewe 'n belegging kan maak? En dit bring my by hierdie gedagte vandag, dat ons moet baie ernstig hieroor dink, dat ek en jy het nie die vermoë om van ons kant af te redeneer, te argumenteer oor die lewe nie. Ons het 'n redder nodig. Ons het 'n verlosser nodig. Ons het iemand nodig wat aan die ander kant van die situasie was. Ek wil dit so vir jou stel, as jy saam met my daaraan dink vandag. Want ek glo hierdie gaan vir jou 'n antwoord wees vandag. As jy kyk na die strand hier, dalk sien jy dit nie baie mooi nie, maar kom ek probeer dit vir jou wys. En as jy kyk na hierdie, dan sien jy die spore. Hierdie spore loop 'n sekere pad wat mense reeds geloop het. Daai spore gaan ergens heen. Maar die lewe is ook so, daar spore wat mense trap, getuienisse wat mense gee. En hulle praat dit en hulle sê, volg my want ek het die antwoord. Ek kry baie keer oproepe van mense wat sê, hulle het nou die antwoord oor die Bybel, hulle het die antwoord oor dinge. Hulle het nou een of ander wysheid, en gewoonlik is dit teen Jesus Christus. Dis ergens een of ander groter waarheid wat hulle in glo, want hulle glo nie in hierdie eenvoudige beginsel dat ons het 'n verlosser nodig nie. Hulle glo dit nie, hulle wil 'n ander antwoord hê, hulle wil dit uit hulle self uitredeneer. Hulle soek daar die oplossing. Nou as jy na daai spore kyk wat ek nou genoem het, dan is daar spore wat 'n pad loop en jy kan iemand volg. En op die einde van die dag dan blaas daai persoon se situasie op. Ons sien dit dat mense, selfs predikers, wat sê hulle is groot manne van God, dan blaas hulle lewens op en daar kom niks daarvan nie. Want hulle het met hooi en stoppels gebou, sê die Bybel. Ergens langs die pad het daar 'n vorm van arrogansie in hulle lewe ingekom wat sê ek is belangrik en ek is belangriker as om te besef dat ek het redding en verlossing in my lewe nodig en ek het nodig dat net een persoon my moet help. Dan blaas daai spore op. En as mens daarna kyk, dan dink jy naderhand, nou wie moet ek volg? Watter pad is nou die regte pad? Jy weet, ons leef in 'n tyd waar daar, ek kan nie vir jou sê, hoeveel kerke is daar nie? Hoeveel mense wat sê, ons is die enigste pad. Hierdie kerk sê so, daardie kerk sê so. Hierdie een sê, hierdie is die waarheid, die ander een sê, nee, dis nie die waarheid nie, ons sê die waarheid. Nou, watter een is nou reg? Watter een is reg? En dis menslike wysheid wat teen die verlosser Jesus Christus opgebou is. Dis mense wat dink hulle het 'n groter waarheid as die evangelie. Die evangelie van redding, van verlossing. Daar selfs mense wat die evangelie probeer herskryf. En Paulus het daarvan gepraat, hy praat van mense wat 'n ander evangelie probeer verkondig. Nou al daai spore wat hulle trap, blaas op. Ons sien dat kerkdenominasies maak toe, deure maak toe. Ons sien dat mense eenvoudig besef, dit is 'n leë dop. Daar is eenvoudig nie antwoorde daarin nie. Ons sien dat mense sekere groot manne volg in die geskiedenis. Dan sien ons dat daardie mense wat gesê het, hulle gaan vir ewig lewe en ek weet nie wat alles hulle beloof vir die mense nie. Daardie dinge blaas ook op. Nou wat is die enigste waarheid? Dan moet ons ergens een belangrike persoon ondersoek.
Daardie persoon het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Nou, as dit die waarheid is, dan moet dit getoets word. Ons moet vir onsself vra, wie is hierdie persoon wat sê, hy is die weg, die waarheid en die lewe? Hy is die een wat iets sien wat ons nie ken nie. Hy is die een wat weet van dinge wat ons nie weet nie, en hy weet van dinge wat geen mens nog ooit uitgedink het nie. Wie is hierdie persoon? En ons weet in Johannes 14 vers 6, is dit Jesus wat hierdie verklaring maak. Hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Dis wat Jesus sê. Hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Hy sê, en as iemand na my toe wil kom, dan sal hulle besef dat ek is die pad. Ek is die een wat 'n pad na die hemel toe het. Ek het 'n pad uitgevind. My spore wat jy volg, hier op die sand van die lewe, hier waar ek kom loop het op die aarde, my spore het sekere dinge bevestig. Dit het sekere waarhede na vore gebring. Die eerste daarvan is, ek het gesê, ek gaan kom om vir die mensdom 'n prys te betaal, versoening te doen vir hulle sonde. Nou moet ons vra, het Jesus dit gedoen? Het Jesus vir my en jou sonde betaal? Is dit genoeg? Want jy sien, as mense wat sê, dis nie genoeg nie, ons moet nou nog eers so 'n paar ekstra dingetjies ook doen. Want ons kom uit 'n agtergrond van afgodediens, en dit klink dalk vir jou vreemd, maar die mens wil al ewig iets anders glo as om die waarheid van Jesus Christus te glo, en dis wat ek afgodediens noem. Nou, sien ons hierdie dinge, ons ervaar hierdie situasies, en Jesus sê, ek is die verlosser, ek betaal die prys. Of hy praat die waarheid, of hy het 'n leuen vertel. Hy het gesê, vir die mense in daardie tyd, hy sê, julle kan my afbreek, maar na 3 dae sal ek weer opstaan. Het dit gebeur? Die antwoord is, die geskiedenis bewys het. Daar is geskiedenisskrywers wat daar was. Maar ons moderne tyd wil weer alles verander. Ons geskiedenisboeke het altyd gepraat van voor Christus en na Christus. Nou sien ek, hulle het daardie goed verander as 'n common era, before common era en common era. Hulle wil nie meer Jesus erken, selfs in hulle gesprekke oor die geskiedenis nie. Maar tog is daar 'n streep in die wêreld getrek, waar die datums en die kalenders en alles verander het. Wat het gebeur? Dit was hierdie persoon wat gesterwe het, aan 'n kruis met die naam van Golgotha. En hy is in 'n graf neergelê, maar hier het iets baie interessants gebeur, en dis nogal 'n groot dispuut onder mense, want hulle glo dit nie. Hulle sal allerlei dinge glo. Hulle sal glo dat hierdie wêreld beteken niks nie. Hulle sal sonde glo, hulle sal valse leerstellings glo. Hulle sal hout en klippe aanbid. Hulle sal hulle eie gewoonte en tradisies en politiek aanbid. Hulle sal hulle dinge aanbid. Maar hulle sal nie kom op die plek om te besef dat Jesus Christus het opgestaan uit die dood uit nie. Hierdie persoon, Jesus Christus. Dan kom hulle verder en probeer hulle nog 'n verdere ding doen om te sê, wag 'n bietjie. Ons kan nie van Jesus Christus praat nie, ons moet nou een of ander name vir hierdie persoon gee. En dan is dit nou meer waar, en dit is nou meer dieper, en dit is waar, en dit is vals, en hulle probeer al hierdie dinge doen. Maar ek gaan vir jou sê, die Here Jesus Christus het gesterwe vir my en jou, hy is begrawe, en hy het opgestaan, en die graf is leeg. Hy het die doeke van opgevou en het gesê, ek is klaar. Hy het opgevaar na die hemel toe, en hy het gaan sit in die regterhand van die Vader. En hy maak hierdie belofte, hy sê, in Hebreërs, hy sê, hoe sal ons so 'n groot saligheid verontagsaam? So kom ons kom terug by die spore. Daar's baie spore wat loop, maar daar's een ry spore wat reg deur die lewe loop tot in die ander lewe. 'n Lewe wat jy nie en ek nie kan beskryf nie, maar ons noem dit die ewige lewe. 'n Lewe wat my gees en jou gees sê daar is. Daar moet iets meer wees as hierdie paar jaar op die aarde. Daar moet iets wees waar ons gees heen terugkeer, en die Bybel sê dit, hy sê, wie let dit op? Dat wanneer 'n mens sterwe, dan keer jou gees terug na God toe. Wie sien dit raak? Jesus het dit raak gesien. Hy sê, ek het vir jou plek gaan voorberei in die hemel. Nou kom ons in 'n terrein waar ons moet vir onsself begin uitdaag. Wat se stem luister ek na? Waarmee is ek besig? Hoe ernstig is hierdie saak dat daar's een persoon se spore wat reg deur die lewe geloop het, en daar is nie 'n opblaas nie, daar is nie 'n vernietiging nie. Daar is nog tot vandag toe geen kragtige bewys dat die feit dat Jesus Christus gesterwe en opgestaan het nie.
Daar is mense wat baie dinge sê, hulle probeer dit verdraai, hulle probeer dit afmaak, maar daar is die bewys van mense wat gered word, mense wat verlos word, mense wat vry word, mense wat genees word. Hierdie Jesus is nie dood nie. Jesus lewe. En hy lewe deur die Heilige Gees in my en jou. En ons moet hierdie waarheid of besef en weet dat as ek hierdie spoor loop vandag en hierdie pad saam met die Here loop, dan gaan ek en dan weet ek, as ek vandag op hierdie spoor loop, het ek die lewe. En dis wat die Bybel sê, hy wat die seun het, het die lewe. En ek wil jou uitdaag vandag om 'n bietjie te dink oor al hierdie stemme in jou lewe. En vir jouself die vraag te vra, wie gaan jy volg? Ek gaan vir jou sê, wie volg ek? Ek volg nie al die spore wat opblaas nie. En elke ander ou wat kom en skreeuende by jou verby en diep spore trap en 'n klomp mense agter hom aan sien loop, is nie noodwendig die een antwoord nie. Kom ons kyk 'n bietjie na die geskiedenis. Die Bybel sê eenmal, vir altyd, vir almal het Jesus gesterwe. Daar sal nie nog een kom nie. Daar is nie nog 'n verlosser nie, daar is nie nog 'n evangelie nie. Daar is nie nog een of ander ritueel wat verandering is nie. Daar is nie ergens 'n bron van die ewige lewe nie. Die ewige lewe is in Jesus Christus. Hy het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Of jy glo dit, of jy twyfel daarin, of jy is besig in jou kop om spore te bou om hom, want jy besef nie dat daardie spore gaan opblaas nie. Maar hier is die ernstige saak. As Jesus die spore deur na die hemel toe getrap het vir my en jou, dan het ek en jy toegang tot die hemel, sê die Bybel, want die voorhangsel het geskeur. En hy het nie maar net geskeur nie, hy het van bo af onder toe geskeur. Dit beteken dat die Here het die pad oopgemaak vir my en jou om in te gaan. Dit beteken dat ek en jy het vandag toegang tot die ewige lewe. Ons het toegang tot hierdie hemelse krag. Ons het toegang tot vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ons het toegang dat in ons tyd waar ons gebroken is, kan ons begin glo en ons kan weet dat daar is iemand wat ons lief het en ons nie weggegooi het nie. Hierdie Jesus. Kom ons vertrou in hom. Kom ons glo in hom. Ek vra ter afsluiting vandag, watter spoor loop jy? Watter spoor loop jy? Want daar is 'n spoor wat jou in oorwinning kan bring. In Jesus se naam. Vader, ek dank U dat U vir ons die wysheid gee deur die Heilige Gees. Ek dank U dat ons soos kinders kan wees en nie verklaar dat die of daardie is die waarheid nie, maar dat ons vandag met vrymoedigheid verklaar, daar is net een waarheid. Daardie waarheid is die persoon Jesus Christus, Immanuel, God met ons. Hy wat die woord is, wat vlees geword het, wat God is, wat alles gemaak het, Jesus Christus, wat alles in ons vashou en vir ons die ewigheid gee. Ek dank U, Here, daarvoor, in Jesus se naam. Amen en God bless. Baie dankie dat jy saam met my gekyk het. Ek weet nie of jy kan sien nie, maar as jy mooi kan kyk, is die dolfyne besig om hier oor die water te swem. Hulle is amper nou daar by die son. Nou wil ek vir jou sê, dankie vir die mense wat saam luister. Dankie vir jou wat die 3 minute kerk ondersteun en die dagstukkies luister. Ek sê jou aanbeveel, skryf die dinge neer wat die Heilige Gees vir jou sê, want hierdie gedagtes is nie 'n mense nie, dis Jesus Christus se woord in ons lewe en dit bring lewe en dit bring herstel en ek bid dat die Here se guns jou deel sal wees. En ek wil jou uitdaag om te dink om 'n vernoot saam met my te word, om my hande omhoog te hou, sodat ons hierdie evangelie gratis kan uitdeel. En ek sê dankie vir die mense wat reeds ondersteun. Maar as dit in jou hart is om 'n vernoot te word, sodat ons hierdie werk en hierdie boodskap na meer mense toe kan vat, dan sal ek dit waardeer as jy dit oorweeg. Mag die Here jou seën, mag die liefde van ons hemelse Vader en die genade van Jesus Christus en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees jou deel wees. Amen en God bless.